Welkom by Wielspore van Waarheid. Ek is JP Fourie, 'n biker, 'n predikant, 'n eggenoot, 'n pa, 'n oupa en 'n man wat glo dat die waarheid en om 'n Christen te wees, lê nie in tradisie of in die hou van rituele nie, maar in die voltooide werk van Jesus Christus homself. Hier praat ons eerlik oor dinge wat in die kerk ingeslyp het, soos byvoorbeeld die blaas van die shofar, die Sabbat, eindtye, die ou gebruike wat Christus kom vervang het en nog baie meer. Ons ry nie hierdie pad om gewild te wees nie, maar om vry te wees. So, trek jou helm reg, maak hom lekker vas. Dit is tyd om die stof van godsdiens af te skud en om die waarheid se spoor te volg. Baie welkom weer by ons potgooi wielspore van waarheid. En vandag wil ek 'n kontroversiële onderwerp aanraak. 'n onderwerp wat nogal 'n paar manne se hare sal laat regop staan en 'n paar manne onder die bors bietjie sal warm maak. Maar dit is belangrik dat ons hierdie goeters aanspreek, vriende, laat ons kan weet. Waarheid maak vry. En die ou tradisionele goeters wat ons altyd geleer het, en wat ons geleer is, wat ons gehoor het, mense sê, het nooit vir my regtig sin gemaak nie. As ek in die Bybelskole of die seminare waar ek ingeskryf het, een van die vakke wat ons altyd gehad het, is eskatologie, die verklaring of die lering van eindtyd gebeure. En dan leer hulle vir jou goed wat ek baie keer nie verstaan het nie, nommer 1 en 2, wat nie vir my sin gemaak het nie. Want wanneer ek lees wat die woord vir my sê, dan sien ek nie wat hulle vir my sê nie. Ek lees in die woord, maar dit wat ek lees en dit wat hulle vir my leer, dit kom nie by mekaar nie. En een van hierdie onderwerpe was oor die nuwe stad Jerusalem. Nou as ons so 'n bietjie gesels oor die nuwe stad Jerusalem, en ons gaan vandag so 'n bietjie kyk daarna, dan is dit baie interessant om altyd te hoor, as ek gehoor het, ons praat met die vreeslike, hoe sal mens sê, verbasing, hulle is in awe, soos wat die Engelsman dit sê, as hulle oor hierdie stad praat, wat in die hemel is, en dan vertel hulle jou, hoe groot hierdie stad is, en hoeveel mense, of hoeveel siele hy kan huisves. En dan is sy mure is nou, ek weet nie hoeveel kilometer myl is hy nou, hierdie kant is hy so lank, en hierdie kilometer, hoeveel myl is hy so hoog, en dit is 'n verskriklike ding, en hierdie stad het goue strate. Het julle dit ook al gehoor? Hierdie stad het goue strate, en elkeen van ons gaan 'n ou huisie hê daar op die hoeke van Gloria en Halleluja straat. En dan gebruik ons verskriklike klomp skrif om hierdie goeters te probeer regverdig, maar dit het nog nooit vir my sin gemaak as mense oor hierdie goed praat. En nou kom ons gaan vandag bietjie, ons gaan in die woord en ons gaan kyk bietjie, wat sê die woord rondom die nuwe stad Jerusalem. En daarvoor moet ons begin by die stad op 'n berg. Ons moet begin by Sion, want dit is ook 'n ander naam. Ons moet begin by die bruid, die nuwe Jerusalem. En vandag trek ek die Bybelse draad reguit. Ek wil hom reguit trek. Jesus se eenvoudige stelling wat hy gemaak het, daar in Matteus 5, hy sê, julle is 'n stad op die berg. Dit was nie net 'n mooi metafoor wat Jesus gebruik het nie. Hy het dit met 'n rede gesê. Hy het iets groter, baie groter oopgemaak. Hy het die identiteit van 'n nuwe volk van God oopgemaak. Hy het die nuwe Sion of die nuwe Jerusalem of die bruid van Christus aan die omstanders rondom hom probeer verklaar. So, hierdie tema van die Sion of die nuwe stad Jerusalem loop soos 'n staalkabel, 'n goue staaldraad deur die skrif. En as jy reg is vandag, man, sit agteroor, kry vir jou koffie, en dan kyk ons 'n bietjie, waar kom dit vandaan en wat is hierdie stad? Want dit is tyd dat waarheid jou vrymaak. So, daar in Matteus 5 vers 14, en ek wil hê ons moet gaan kyk, ek het my Bybel hier oop voor my, en ek wil hê ons moet gaan kyk wat sê die Here Jesus daar in Matteus 5 vers 13 tot 16. Kom ons lees dit, hy sê in die Afrikaanse 33-53 vertaling.
Hy sê daar, julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi te word en deur mense vertrap te word nie. Kyk wat sê in vers 14. Julle is die lig van die wêreld. 'n stad wat bo op die berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek tog ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Nou sê hy die volgende vers, hy sê, laat julle lig dan so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik. Nou kan u sien, wat belangrik is hierso, wat hier gebeur het, is Jesus kom en hy praat met gewone manne. Hy praat met vissermanne, hy praat met tollenaars, hy praat met fariseërs, kopseers, toonseers, jy weet, al daai godsdienstige mense praat hy mee. Manne wat se hande vuil is, wat elke dag gewerk het, jy weet, nette getrek het en fisiese werk gedoen het. Hy sê nie dat Jerusalem is die stad op die berg nie. Nee, wat hy wel sê is, hy sê, julle, hy praat met hulle, hy sê, julle is 'n stad wat op die berg is. Kyk die metafoor wat Jesus gebruik hierso. Dit was provokasietaal vir die Jode, wat het gehoor het. Want die Jode is geleer, soos wat ek en jy geleer is, oor 'n lang tydperk het ons geleer oor hierdie stad, wat in die hemel is. Die fisiese stad was eintlik op 'n berg, Jerusalem is op 'n berg gebou. En Jesus kom, en wat doen hy? Hy skuif die fokus van 'n plek, 'n fisiese plek af, skuif hy die fokus na 'n volk toe. Hy skuif die fokus van 'n fisiese aardse stad, Jerusalem, skuif hy na 'n geestelike identiteit. Kan jy dit ook so sien? Hy vervang die ou verbond en hierdie sentrale stad, vervang hy met 'n Nuwe Testament, wat nou in 'n volk of in 'n mens as 'n stad vervang is. Julle is 'n stad wat op die berg sit. Onthou, daar in die Ou Testament, gaan lees ons daar in Jesaja 2, van vers 2 en 3, hy sê, die berg van die Here se huis, al die nasies sal daarheen stroom. Ook daar in Jesaja 60, van vers 1 tot 3, sê hy baie mooi daar, hy sê, die lig van God skyn oor sy volk, en die nasies kom na die lig toe. Jesus vat hierdie profesie baie mooi vas, in hierdie gedeelte van Matteus 5, hy sê nou en dit is nou julle. Julle is nou die stad wat op die berg is. Julle is nou die lig van die wêreld. Is dit nie baie mooi hoe die Here Jesus dit doen nie? Ons kyk ook daar in Johannes 4, is 'n baie mooi gedeelte wat ek vir jou moet lees. En kom ons gaan, ek wil hom sommer daarna toe gaan en kyk wat sê hy daar in Johannes 4. Praat hy met die vrou en die vrou kom op 'n kol. Die vrou wat kom water skep het by die put, kom daar op 'n kol in vers 19. En die vrou sê vir die Here Jesus, sy sê vir hom, Here, ek kan sien dat jy 'n profeet is. En Jesus sê vir haar, of sy sê vir die, sy gaan verder en sy sê in vers 20, sy sê, ons vaders het op hierdie berg aanbid, met ander woorde, waar die Jerusalem is. En julle sê dat die plek waar ons behoort aanbid, in Jerusalem is. Kyk wat sê Jesus vir haar. En Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur, wanneer julle nie op hierdie berg sal aanbid nie. Ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur en dit is wanneer? Nou, sê hy vir haar. Hy praat met die vrou. Hy sê die uur is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek die mense wat hom so aanbid. Kyk wat sê Jesus hier vir haar. Dis baie belangrik, my vriend, dat jy dit raak sien. God is gees. En die wat hom aanbid,
moet hom in gees en waarheid aanbid. Is dit nie wonderlik nie? Hier slaan Jesus die deur se slot sommer heeltemal af en hy gooi die hele deur hy oop toe hy met hierdie vrou praat. En die Samaritaanse vrou vra, is dit nou hierso in Jerusalem, is dit hier op hierdie berg waar ons is, waar ons moet aanbid? Maar Jesus sê van nee man, die uur is nou wat ons nie meer op hierdie berg aanbid nie. Die uur is nou wat ons nie meer in Jerusalem gaan aanbid nie. Maar die uur het gekom wat ons in gees en in waarheid gaan aanbid. Hy sny onmiddellik die geografiese konsep van aanbidding sny hy af, finaal, toe hy met hierdie vrou praat. Die volk van God is nie 'n gebou nie. Kan jy dit sien? Die volk van God is nie 'n berg nie. Hulle is die berg. Hulle gaan nie na 'n berg toe of na 'n stad toe om te gaan aanbid nie. Hulle is nie soos wat verskeie of sekere gelowe dit het, moet hulle na 'n sekere plek toe gaan om te gaan aanbid. En dit is nie wat die Here Jesus vir hulle sê, vir haar sê hierson nie. Hy sê jy is nou daai plek. Want ons gaan nie Jerusalem toe om daar te gaan aanbid nie, want ek dink hy het iets gesien of iets vir haar probeer oordra oor wat met die kruisiging sou gebeur het. En my vriend, ek wil dit vandag vir jou sê in hierdie podcast, 'n ding wat jy moet besef, miskien raak jy vir my kwaad want jy het anders geleer, en ek is nou jammer dat ek vir jou 'n bietjie meer lig gee, want ek gaan op die skrif, gaan ons 'n bietjie dieper ingaan nou. Jy sien, in die Here Jesus kom maak 'n ding oop, jy sien wat godsdiens maak die woord, en tradisie maak die woord van God kragteloos. 'n stad, nou in die nuwe genade era waarin ons bevind, is ons. Ons is die stad, ons is Sion, maar ek gaan dit vir jou op 'n ander geleentheid, soos wat ons 'n bietjie verder gaan ek dit vir jou wys. Kom ons gaan kyk bietjie daar in Hebreërs, hoofstuk 12 vanaf vers 22 tot 24. Kom ons gaan kyk wat sê dit daar. Hy sê maar, julle het gekom by die berg Sion, en die stad van die lewende God. Hy sê nie, julle sal daar kom eendag nie. Hy sê nie, jy gaan, wanneer jy sterf, afgaan, na hierdie stad toe gaan, en daar bly op strate van goud nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê aan die Hebreërs, julle het gekom, by die berg Sion, en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, en 10.000 engele. Julle het daar gekom. Dis nie iets wat eendag moet gaan gebeur nie. Dis baie belangrik. Nie eendag in die hemel nie. Dit het reeds gebeur. Wanneer het dit gebeur? Dit het gebeur toe ons die Here Jesus Christus aangeneem het, en die Heilige Gees gekom het, en in ons kom tabernakel het, in ons kom woning maak het. Dit beteken, dit is identiteit. Ek is wie hy sê ek is. Ek is kind, ek is bruid, ek is liggaam, ek is eklesia. Dit is 'n tipe van 'n verbond wat God met ons maak, dat ons is nou syne en hy is ons inne. Die eskatologie is vervul, my vriend. Dit is tyd dat ons die nuwe openbaring kry, dit is tyd dat ons die woord vat soos wat Christus dit vir ons bedoel het. En dit sluit perfek aan by Jesus se woorde in Matteus 5. Julle is die stad wat op 'n berg is, wat nie weggesteek kan word nie. Kan jy dit sien? Nou, een van die grootste kontroversieë wat ons het, wanneer dit kom by Johannes 14, as dit by eskatologie kom of eindtydleringe, dan word ons altyd gevat na Johannes 14 toe, waar die Here Jesus gesê het, en ek gaan ons die gedeelte lees daar. En dan gaan ek vir jou Openbaring sjokker gee.
uit Johannes 14 uit. Sodat volgende keer as jy weer geleer word dat die Here Jesus vir jou 'n plekkie in die hemel in die nuwe Jerusalem gaan berei het, dan kan jy net na die volgende vers toe gaan wat ek jou gaan gee. En vir die prediker ook al, vir hom sê, luister jy nou maar, wat beteken die vers in vers nommer dit? Maar kom ons gaan kyk, ek wil hê ons moet dit gaan lees, dat jy dit kan sien. Daar in Johannes 14 praat hy so mooi. Hy sê, laat jou hart nie ontsteld word, die glo in God, maar glo ook in my. En daar is 'n paar goed wat ons moet, wanneer ons die skrif lees, vir onsself afvra. En een van die goeters is, toe die Here Jesus gepraat het oor waaroor hy ook al gepraat het, was dit voordat hy gekruisig is, of het hy dit gesê nadat hy gekruisig is? Jy sien want daar's 'n verskil. Onthou, voor die kruisiging is nog Ou Testament. As jy hoor wat ek sê. Onthou, kruisiging, die Nuwe Testament het eintlik eers in vervulling of in werking gekom die oomblik toe Jesus opgestaan het en aan sy disippels verskyn het. Weet, nadat hy klaar gekruisig is, nadat hy die prys betaal het en 'n nuwe manier van offer vir ons gebring het, nadat hy die offerlam vir ons geword het. OK. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Kom ons stop net hierso. Waar het Jesus vir ons 'n plek berei? Waar het hy dit gedoen? Kom aan. Iemand moet met my praat en dit is tyd dat ons bietjie die openbaring kry. Die plek wat hy vir ons berei het, waar die voorhangsel nog toe was, is op die kruis van Golgotha. Toe hy aan die kruis van Golgotha vasgeslaan is en hy skree uit, dit is volbring, toe skeur die voorhangsel oop van die tempel, van bo na onder geskeur, oopgeskeur. En dit het beteken, nou kan jy dit in Openbaring gaan lees, dit het beteken dat voordat Jesus gekruisig is, het ons nie toegang gehad nie. Nou moet jy die boek Hebreërs ook gaan lees. Net die hoofpriester een keer 'n jaar het toegang gehad en dan moes hy homself gereinig het om in die allerheiligste te kon ingaan. Maar toe die Here Jesus gesterf het en vir ons die prys deur sy liggaam betaal het, toe skeur die voorhangsel oop en hy gee ons toegang. Dit is waar hy die plek berei het. As ek gegaan het en vir julle 'n plek berei het, waar? Aan die kruis. As ek vir jou 'n plek berei, dan kom ek weer en dan sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nou, waar is die Here Jesus nou? Die skrif sê vir ons, hy sit in die hemele aan die regterhand van die Vader. Dis mos waar hy sê. Nou kom die boek Efesiërs, nou sê die boek Efesiërs vir my, hy sê dat ek en jy is gesetel, ons sit, saam met hom in hemelse plekke. Mag die Heilige Gees gee dat jy jou kop so bietjie oopskiet. Jy sien, ons sit saam met hom, want die oomblik toe ek gesê het, Here Jesus, ek is 'n sondaar, vergewe my, en die Heilige Gees kom in my in, toe vat hy my, hy maak my deel, hy maak my kind, deur die Heilige Gees bring my, en hy sit my in Christus in. Nou moet jy Johannes 16 gaan lees. Nou sê die Johannes 16, en ek is 'n bietjie net so gou besig om 'n platform te lees. Nou sê Johannes 16, hy sê, bly in my, soos wat ek in jou bly. Is dit nie wat hy hierso sê nie? As ek vir jou plek berei, dan kom ek na jou toe en dan neem ek jou waar ek is. Wat sê hy vir sy disippels? Hy sê, kyk, ek sal jou 'n ander trooster stuur, 'n ander gees stuur. Ek sal jou die Gees stuur en hy sal jou leer en hy sal by jou bly. Nou, is baie belangrik dat ons hierdie ding besef, dat God bly nie deur aan 'n kant ver. Nee, hy bly binne in jou en my deur middel van die Heilige Gees. OK, hy het ons nou deel gemaak. Nou kyk, hier is ons die skrifgie wat ek net op jou gesê het,
ek gaan jou 'n skrif gee wat jy met die predikant, as hy met jou oor hierdie goed praat, met jou, dan kan jy hom hierdie vra, en wat van vers 23 van Johannes 14? Kom ons gaan kyk wat sê vers 23. En jy kan nou die hele gedeelte kan jy gaan lees, want hy sê daar van vers 16 af, hy sê, en ek sal my Vader bid en hy sal jou 'n trooster gee. Jy sien, dis voor die kruisiging, toe is die Heilige Gees nog nie uitgestort nie. Na die kruisiging, nadat Jesus op Pinksterdag, toe word die Heilige Gees sigbaar uitgestort. Julle ken tog die storie. Jy sien, ons moet net partykeer die Bybel lees, want die Bybel maak vir ons sin wanneer ons hom begin lees. En hy sal julle 'n ander trooster gee, die Gees van die waarheid, die wêreld kan hom nie ontvang nie. Kyk wat sê vers 23, hy sê, en Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Dit klink amper soos Johannes 16, is dit nie so nie? Gaan lees bietjie Johannes 16. Sal hy my woord bewaar, en kyk wat sê hy, en my Vader sal hom lief hê, en ons, Vader, Seun, Heilige Gees, hier is die drie eenheid, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Met ander woorde, hierdie woord beteken, ons sal by hom tabernakel. Ons sal in hom woon, en ons sal hom leer, en ons sal hom lei, die Gees van die waarheid. Jy moet net die konteks van die skrif lees. En wanneer jy dit verstaan, dan kom jy agter, maar dit is nie 'n ver af distant ding wat eendag wanneer ek dood is in die hemel gaan gebeur nie. Nee, die Gees van God bly nou binne in my. Jesus sê, ons sal na hom toe kom en by hom kom woning maak. Dit is stadstaal. Dit is tempeltaal. Dit is testamenttaal. Iets waarvoor jy nie gewerk het, my vriend, maar is iets wat jy geërf het, omdat jy nou kind is. Vriend, die woning van God is nie meer 'n stad of 'n gebou nie, wat met hande gemaak is nie. Dit is mense. Die stad van God is gelyk aan nou is die volk van God. Die stad van God is nou die woning van God. Waar woon God? God tabernakel, hy woon binne in sy mense. Jy is 'n lig, jy is 'n huis van God. Hy is 'n huis van God, hy is 'n huis van God, hy is 'n huis van God, en saam maak ons die nuwe stad Jerusalem. Baie belangrike gedeelte waar hulle hierdie ding vandaan kry, kom uit Openbaring uit, en ek wil hê ons moet 'n bietjie gaan kyk daarna. Kom ons gaan kyk wat sê Openbaring vir ons, Openbaring 21. Hy sê, vers 2, hy sê, en ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Maar kyk wat sê vers 3, Openbaring 21 vers 3. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. Hy sal in hulle woon en hulle sal sy volk wees. Waarvan praat hy? Hy praat van die nuwe stad. Wie is die nuwe stad? Kom aan, praat met my. Julle is die stad wat op 'n berg is, wat nie weggesteek kan word nie. Ek en jy en elke gelowige, my vriend, wat bely dat Jesus Christus die Here is nou die nuwe Jerusalem. Ons is die bruid. Ons is Sion. Dis nie eendag daar ver in die distant nie, nee. Dit is ons nou. Gaan lees daai gedeelte. Johannes sien hierdie nuwe stad neerdal. En hy sê, dit lyk soos die bruid van God. Dit lyk soos die vrou van die lam. Met ander woorde, dit lyk soos die eklesia, ek en jy. Wat wys hy? Hy wys 'n stad, die nuwe Jerusalem. My vriend, die bruid is die stad. Die stad is die eklesia. En die eklesia
is Sion. Jesus het dit reeds voorspel toe hy voor sy kruisiging gepraat het met die Fariseërs en die Kopseërs en die Toonseërs en die Sadduseërs. Hebreërs 12 het dit net vir ons kom bevestig. Ons het dit nou net raak gelees. En Johannes het dit mooi uitgepak vir ons hierso in die boek Openbaring. Wel, kom ons gaan kyk gou-gou, wil ek jou net so vlugtig wil ek jou vat voordat ek klaar maak, na 'n paar skrifte in die Ou Testament, wat vir ons hierdie waarhede voorspel het en waar maak. Jesaja 28 vanaf vers 16 sê daar, hy sê, die hoeksteen is Sion. Wie is die hoeksteen? Wat sê die Nuwe Testament vir ons? Kom aan, praat met my. Wie is die hoeksteen? Ons bou op die fondasie van die apostels en die profete, sê die Nuwe Testament, waarvan wie? Christus die hoeksteen is. Is dit nie so nie? Ja. Kyk wat sê Jesaja 33, 20 tot 22. Hy sê, Sion as die stad wat nooit meer afgebreek word nie. Die stad word nie meer afgebreek. Hoekom? Want die gees van God bly nou binne in hulle. Jesaja 54, 1 tot 8 sê, Sion as die bruid wat herstel word. Sion is die bruid. God gaan die bruid herstel. God gaan sy bruid herstel. Kyk gerus ook na my ander podcast waar ek praat oor baie ander goeters ook, onder andere die shoofarblaas en al die ander goeters. Kyk wat sê Micha 4, 1 en 2. Hy sê die berg van die Here lok nasies. Mense kyk na jou, mense kyk na my, en hulle begeer om dit te hê wat ek en jy het. Psalm 87 sê Sion as die plek waar God se mense gebore word. Johannes 4 praat Jesus met Nico, gaan kyk, ek het 'n podcast daaroor. Hy sê voorwaar, as jy nie wedergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Een van hierdie tekste, elke een van hierdie tekste word in die Nuwe Testament op die kerk toegepas. Nie op 'n fisiese stad of 'n plek nie. Dit is baie belangrik dat jy dit besef. Ons gaan nou so 'n bietjie na die groter prentjie kyk, wanneer Jesus sê, julle is die lig van die wêreld. Wat sê hy eintlik? Hy sê eintlik, julle is Sion waarheen die nasies kom. Hy sê eintlik, julle is die stad wat nie kan wegkruip nie. Eintlik sê hy, julle is die tempel waar God woon. Julle is die bruid wat skitter. Julle is die nuwe Jerusalem wat nou reeds bestaan. Nie later nie, nee. Nie eendag aan die kant die millennium nie, nee. Nie wanneer Armageddon se oorlog klaar plaasgevind het nie. Inteendeel, ek gaan my volgende podcast wat ek gaan maak, gaan so 'n bietjie wees oor die slag van Armageddon. Vir jou vrymaak. Vir jou wys waar Armageddon plaasgevind. Ek gaan jou wys wat beteken die woord Armageddon. Nee, dis nou wat die stad deel is van die Eklesia, van die bruid van Christus. Ek maak klaar. Daar is 'n roeping, my vriend. 'n Roeping wat roep na jou, 'n roeping wat roep na elke gelowige. En veral, ek maak hierdie podcast vir die Afrikaans sprekende, sodat jy kan hoor, kan glo en kan verstaan. Die roeping roep uit, dis tyd vir my en vir u om stad te wees. Dit beteken, hou op wag, totdat jy eendag afsterwe vir 'n stad om neer te daal. Dit beteken, hou op om te probeer herstel wat Jesus klaar vervang het. Dit beteken, hou op om te kyk na Israel vir iets wat eintlik op sy kerk, die Eklesia, u en ek, toegepas is. Die lig is jouself. Die berg is jouself. Die stad is die gemeenskap van die gelowiges. Elke een van ons is 'n tempel van God. Ons is 'n huis van God waar God
deur middel van sy Heilige Gees tabernakel. En die bruid is volwasse. Die bruid is gereed. En die bruid is reeds in 'n verbond of 'n testament ingetrek met Christus. Dis afgehandel. Toe Here Jesus sy hande oopgemaak het en het geskree, dit is volbring, het hy beteken dat dit is afgehandel. Volbring beteken dis klaar, daar's niks meer nodig om gedoen te word nie. Alles is reeds vir ons gedoen. Jy is die stad, jy is die bruid van die lam. Aanvaar hom net en sê, Here, kom en kom tabernakel. Gee my die wete dat ek bruid is. Gee my die wete dat ek die stad is. Dat u heerlikheid in my skyn en dat die straat van goud, wat die Bybel van praat, eintlik die heerlikheid van God in die straat is. Hy praat van 'n straat, nie van strate nie. Sien, ons is al die jare verkeerd geleer. Ek en jy is die huis van God in die nuwe stad Jerusalem. En sy heerlikheid is 'n straat van goud wat in hierdie nuwe Jerusalem woon. Ek hoop hierdie gedeelte het jou, kort gedeelte, maar vol kragtige inligting, het jou ook vrygemaak. En deel gerus hierdie pot gooi met enige iemand anders wat jy ook wil hê waarheid moet sien. En dan sien ek jou weer by die wielspore van waarheid op ons volgende geleentheid wat ons oor Armageddon gaan gesels. Sien ek jou dan. Tot weersiens. Mooi loop.